Vaderskap is maklik een van die belonendste, maar waarskynlik ook een van die uitdagendste rolle wat ek in my lewe vervul het. En soos baie van julle is ek seker, soos baie van julle dit sekerlik gedoen het, ek het dit ook gedoen. Baie gelees oor vaderskap, baie boodskappe geluister oor vaderskap, om net altyd 'n goeie pa te probeer wees, of ten minste 'n beter pa te probeer wees. En kom ek sê net ook dit, dis nooit te laat nie. Dis nooit te laat nie. Maar tog vind ons die beste voorbeelde en die meeste voorbeelde van goeie vaderskap vind ons in die Bybel natuurlik. Al die antieke voorbeelde bied vir ons antieke voorbeelde bied vir ons alles wat ons nodig het om 'n goeie pa te kan wees. Nou, ek gaan 'n bietjie praat oor vaderskap vanoggend, maar die maas wat hier is, baie van hierdie woord geld net so vir 'n ma soos wat dit vir 'n pa geld. Ons gaan kyk na voorbeelde wat nie noodwendig aanvanklik klink asof dit voorbeelde moet wees van 'n goeie pa nie. As jy die naam hoor, sou jy nou vir jouself sê, maar ek het nog nooit oor die persoon so gedink dat hy 'n goeie pa was nie. En alhoewel hulle lewensreise baie verskillend was, is die lesse wat ons van hulle leer baie relevant vir ons vandag, as dit kom by vaderskap. Eerste waarna ons gaan kyk, is 'n ou met die naam Joas. Gideon se pa. Joas. Nou, as ons gaan lees in Rigters, is die eerste ding waaraan jy mos nou dink, jy dink aan Gideon, wat hierdie oorwinning behaal het, in hierdie oorlog teen die vyand met net 300 man, maar ons gaan kyk na Gideon se pa vanoggend, Joas, en die krag van die nalatenskap, sy nalatenskap, en die klem dat goeie vaderskap nie noodwendig net gaan oor voorsiening nie, om te voorsien vir jou kinders nie, maar ook hoe om jou kinders te bemagtig, en om hulle te bemagtig om hulle lewensdoel te bereik, dit waarvoor die Here hulle hier op aarde geplaas het. Alhoewel Joas nie 'n pa was, waaroor daar baie gepraat word in die Bybel nie, openbaar sy aksies vir ons kragtige lesse, wat ons kan leer vandag as paas. So, toe Gideon se pa was saam met die gemeenskap natuurlik Baal-aanbidders, en toe Gideon gaan en sy pa se Baal-altaar afbreek, was dit nie net 'n persoonlike ding nie, maar dit was 'n diep gevestigde godsdienstigheid van die totale gemeenskap wat hy skielik uitgedaag het. Gideon tree op, hy breek hierdie Baal-altaar af, en skielik is sy pa in 'n baie moeilike situasie. Die mense was baie kwaad vir Gideon, natuurlik baie kwaad vir Gideon se pa ook gewees, want hulle het hom nie net as sy optrede nie net as disrespekvol beskou nie, maar ook as gevaarlik. Want volgens hulle het Gideon hulle godheid beledig. En die enigste manier hoe dit reggestel kan word, is dat Gideon tereggestel moet word. Joas, Gideon se pa, was in 'n baie moeilike situasie. Hy kon toegegee het uit vrees vir die mense wat woedend was vir hom en vir Gideon. Want daar staan in Rigters 6 vers 30, bring jou seun uit jou huis uit. Hy moet doodgemaak word, want hy het Baal se altaar afgebreek en die gewyde paal daar langs aan afgekap. Gideon se pa was skielik in 'n moeilike situasie, maar in steede daarvan het Joas 'n baie besliste besluit geneem om by sy seun te staan en hom te verdedig. Met baie wysheid en moed het Joas die mense se woede omgekeer, Gideon se pa, hy het hierdie mense se woede omgekeer en het hulle vir 'n oomblik laat nadink, toe hy die volgende vraag vir hulle vra. Hy vra vir hulle, wil julle
Baal se saak behartig? Wil julle namens hom hierdie saak behartig? As hy God is, kan hy mos sy eie saak behartig. Joas se manier waarop hy hierdie situasie hanteer, het nie net sy seun se lewe gespaar nie, maar hy het ook die saad van twyfel gesaai in die hele gemeenskap. Omtrent hulle toewyding aan 'n afgod wat nie kan reageer en kan aksie neem nie. Wat kan ons as paas leer hieruit? Daar sal tye in ons kinders se lewens kom wat hulle moedig standpunt inneem. By die skool, tussen jou familie, dalk selfs tussen jou vriende, op grond van hulle geloof en dit wat hulle weet Bybels waar is, op grond van hulle waardes, of dalk net op grond van geregtigheid. En soms sal hulle standpunt die sosiale en kulturele norme wat bestaan, uitdaag, of selfs die tradisies waarin jy glo. En in daardie oomblikke sal jou as pa se reaksie krities wees. Krities belangrik. Of ons sal ingee onder die druk van die meerderheid, of ons sal ons kinders met oortuiging bystaan. Van die grootste leiers en visiedraers in die geskiedenis het baie keer teenstand beleef, wanneer hulle die status quo bevraagteken het en verandering voorgestaan het. En hier sien ons dat Gideon se storie het begin met 'n daad van verset, maar dit was sy vader, sy pa wat hom verdedig het en wat verseker het dat hy kan bly leef om die roeping wat God vir sy lewe gehad het te kan vervul. Net so kan ons aanmoediging en ons beskerming van ons kinders al die verskil maak in die vorming van ons kinders se lewens, sodat hulle alles kan wees wat die Here bedoel het hulle moet wees. Gideon het 'n magtige kryger en 'n verlosser van Israel geword, omdat sy pa hom beskerm het. Omdat sy pa by hom gestaan het, toe hy standpunt ingeneem het vir wat reg is. En hy het 'n pa gehad wat hom verdedig het. En dit het verseker dat Gideon kon leef, om sy doel op aarde te kon vervul. Tweede pa waarna ons kyk is 'n bekende pa. Die verlore seun se pa. Ons almal ken hierdie storie baie goed. Ons sien in Lukas 15, dit gaan nie net oor 'n verlore seun wat weer terugkeer huis toe nie. Dit gaan ook oor 'n pa wie se liefde onwrikbaar bly staan het. Onwankelbaar bly staan het, ten spyte van die verwerping wat hy van sy seun ervaar het. Anders as menslike liefde, wat normaalweg teenwoordig is, wat wankel, wat opdroog, wat teleurgestel is, omdat ons verwerping ervaar van ons kinders op 'n manier, sien ons dat in hierdie geval het ons 'n pa gehad wat sy liefde nie vervaag het nie, wat sy liefde nie opgedroog het nie, wat sy liefde aanhou bly wag het. Net soos wat ons natuurlik sien hierdie pa se moed wat nie moed verloor het nie, sien ons en weet ons dat dit presies is hoe die Here is, hoe hy as Vader is. Sy liefde vir ons nooit iets wat vervaag nie. Hy gee nooit moed op met ons nie. Verlore seun het wel moed opgegee. Hy het weggeloop. Hy het sy liefde en sy lojaliteit verloor vir sy gesin. Hy het aanspraak gemaak op sy erfdeel en hy het dit natuurlik op 'n roekelose manier gaan vermors. Desperaat het hy later homself tot slawerny gewend. Hy het vir varke kos gegee totdat hy uiteindelik so moedeloos was dat hy besluit het om terug te keer na sy vaderhuis.
En hy was bereid om in sy vaderhuis net 'n knegt te wees vir sy pa. Sonder om liefde te verwag, sonder om enige herstel te verwag, maar bloot om 'n knegt in sy pa se diens te wees. Tog het die pa se liefde konstant gebly. Hy het nooit moed opgegee met sy seun nie. Nooit weggedraai nie, nooit opgehou wag nie. Die oomblik toe hy sy seun in die verte sien aankom, het hy hom tegemoet gehardloop. Nie met woede nie, nie met verwyte nie, maar met oorweldigende deernis vir hom. Sy liefde het nie vir 'n verskoning gewag nie. Sy liefde was nie iets wat terugbetaling vereis het nie. Hy het nie verlang om enige iets te verwag van sy seun, om nou te bewys dat sy seun jammer is, en vir hom nou iets moet terugdoen nie. Al wat hy verlang het, is om vir hierdie verhouding wat verlore gegaan het tussen hom en sy seun om te herstel. Dis die soort liefde wat Jesus vir ons het. 'n Liefde wat nooit vervaag nie, nooit teleurstel nie, nooit opraak nie. Maak nie saak hoe ver ons afgedwaal het nie. Maak nie saak wat ons gedoen het nie. Sy genade vir ons raak nooit op nie. Sy arms bly oop, sy liefde hardloop altyd na ons toe. Net soos die Vader na sy seun toe gehardloop het. Wat leer ons van hierdie pa? Onvoorwaardelike liefde is die sleutel. Onvoorwaardelik, geen voorwaardes nie. Ons het nie voorwaardes om lief te hê nie. Ons kinders maak foute, hulle maak slegte keuses, ons almal weet dit. Maar om 'n pa te wees gaan nie daaroor om telling te hou nie. Het gaan daaroor om altyd seker te maak dat hulle weet hulle is welkom om huis toe te kom. Maak nie saak hoe ver hulle afgedwaal het nie. Hulle mag nooit twyfel dat hulle welkom is en steeds geliefd is nie. Vader se rol is nie om liefde as straf terug te hou nie. Ek gaan nie al my liefde bewys teenoor my kind nie, want ek wil hom straf. Nee. Maar ons bied ons liefde aan as fundament vir ons kinders. Om sy kinders daarin te herinner dat genade en vergifnis altyd binne bereik is. En altyd aan jou sal behoort. Genade gaan 'n lang pad. Die vader in hierdie storie kon vir sy seun gepreek het en vir hom gesê het, ek het jou mos gesê. Maar hy het nie. In plaas daarvan het hy gekies vir herstel in hulle verhouding. Somtyds moet 'n kind net weet dat hy of sy steeds geliefd is. Maak nie saak wat gebeur het nie. Joas, Gideon se pa, die verlore seun se pa, herinner ons daaraan, om pa te wees, gaan nie oor autoriteit nie. Gaan nie oor gesag nie. Gaan oor liefde, beskerming en onwrikbare geloof in ons kinders. Joas het Gideon se lewensroeping verdedig, terwyl die verlore seun se pa sy kind omhels het ten spyte daarvan dat hy sy pa verwerp het. Beide herinner ons daaraan dat foutievelike optrede, 'n kind se foutievelike optrede definieer nie daardie kind nie. Hoor julle wat ek sê? Dis nie wat die kind definieer nie, maar wel 'n vader se reaksie daarop. Of dit nou is om hulle te help in hulle roeping, om hulle in 'n roeping in te tree of om hulle tuis te verwelkom. 'n Vader se liefde moet nooit val nie, nooit opgee nie en nooit opraak nie. Ons kyk na 'n laaste Bybelse karakter. Iemand wat nie gewoonlik geassosieer word met goeie vaderskap nie. 'n Man met die naam Job. Wanneer ons na Job kyk en wanneer ons aan Job dink, dan dink ons mos nou altyd aan
aan hierdie man wat al hierdie beproewinge in sy lewe gehad het en wat kan ons as ons dit bestudeer, wat kan ons leer daaruit om die beproewinge in ons lewens te oorkom. Maar wat ons ook van Job leer is dat hy 'n voorbeeld was van 'n goddelike vader wat sy gesin moedig en vasberade gelei het. En die boek begin sommer in die heel eerste vers deur iets te sê van Job se karakter. Job 1 vers 1. Daar was 'n man in die land Us, wie se naam was Job, en die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. 'n man, 'n pa, wat die Here gevrees het, en wat die bose vermy het. Ons sien in die eerste plek, Job stel vir ons 'n voorbeeld van 'n pa wat godvreesend is. 'n man wat die Here gevrees het. Ons sien dit reg deur die boek Job eintlik. Is dit baie duidelik dat Job 'n godvreesende man was. En terloops, dis die tema wat ek glo die Here op my hart gelê het vir die derde kwartaal van hierdie jaar, is dat hy met ons praat oor die vrees van die Here. Iets wat ek glo ons op 'n manier verloor het oor die jare, maar ek vertrou die Here daarvoor om met ons te praat oor die vrees van die Here. Maar goed, ons sien 'n paar plekke waar daar gepraat word van Job as 'n godvreesende man. Die skrywer van die boek het dit opgemerk, dat Job godvreesend gelewe het, want hy sê in vers 1, daar was 'n man in die land Us, wie se naam was Job, en die man was vroom en opreg, en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Dan sien ons bietjie verder, God self het gesê dat Job godvreesend is. Daar staan in Job 1 vers 8, want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Die duiwel was ook bewus daarvan dat Job 'n godvreesende man was. In Job 1 vers 9 staan daar, die duiwel sê, is dit verniet dat Job God vrees? God herhaal sy gewaarwording van Job in Job 2 vers 3, want daar is niemand op aarde soos hy nie, 'n man vroom, opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En dan Elifas, een van sy vriende wat hom wou bemoedig, sê, is jou Godvrees nie jou hoop, jou vrome wandel, nie jou verwagting nie. Almal het geweet, hierdie man was 'n godvreesende man. Wat beteken dit dat Job 'n godvreesende man was? In die Bybel stem die vrees van God ooreen met 'n persoon wat sy of haar lewe in eerbiedige ontzag en erkenning van God leef. Dis wat godvreesenheid is. En Job probeer homself voor sy vriende verdedig en hy sê vir hulle, as dit was dat ek sekere goed nie gedoen het nie, as dit was dat ek nie dit was of dat was nie, dan sou ek verstaan het dat ek al hierdie beproewinge ervaar. Hy sê in Job 31 vers 1, ek het my plegtig verbind om nie na 'n meisie te kyk en haar te begeer nie, uit seksueel rein probeer lewe. Hy was 'n eerlike man. Job 31 vers 5, as ek my sou opgehou het met valsheid, agter bedrog sou aangehardloop het, dan sou ek dit verstaan het. Hy was 'n man van integriteit. 31 vers 9, as ek my deur 'n ander se vrou laat verlei het en gretig geloer het na my buurman se deur. Hy sê, as ek dit nou nog gedoen het, maar ek het nie. Hy was 'n nederige man, wat sy foute erken het. 31 vers 13, as ek nie reg gedoen het aan my slawe en slavinne toe hulle 'n grief teen my gehad het nie, maar ek het reg gedoen. En ons sien, hy was 'n vrygewige man, hy was 'n beskeie man, hy's 'n man wat selfbeheer toegepas het, hy was 'n man wat sy beloftes gehou het. Job het in die vrees van die Here gelewe, en daardie vrees het gemaak dat hy 'n lewe van goeie karakter geleef het. Ons sien in die tweede plek dat Job 'n pa was wat die kwaad vermy het. Net 'n interessante gedagte, né? Waar is die land Us? In die eerste vers staan daar,
word daar geskryf van Job in die land Us. Weet een van julle waar die land is? Die geleerdes stem saam dat die presiese ligging van hierdie antieke land Us onbekend is. So ons kan aanvaar dat dit waarskynlik 'n afgeleë plek was, nie 'n bekende plek nie, primitief, waar dit ook al was, geen internet nie, geen slimfone nie, geen popmusiek of LGBTQ aanhangers nie, geen volwasse beperkte films nie. Baie van die bekende en algemene bronne van versoekinge wat vandag beskikbaar is, was waarskynlik nie daar nie. En ek noem dit net omdat ons verskoning mos somtyds is. Ja, maar die versoekinge is net vandag soveel meer as in die vorige eeu en vorige eeue. Dis hoekom ons en ons kinders so maklik val. En dit is sekerlik so dat die wêreld meer versoekinge inhou vandag en meer uitdagings as in die Bybelse tye, maar Job het geweet dat sonde 'n realiteit was in sy en in sy kinders se lewens. En Job het die kwaad in alle forme probeer vermy. Die bose wat vanuit die wêreld kom, sowel as die bose wat van binne afkom, het hy gekonfronteer. Die bose wat vanuit die wêreld af aanspraak maak op jou lewe en dit wat van binne in jou afkom. Want in Genesis 6 vers 5 staan daar, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Sonde word gebore in ons harte. Psalm 53 vers 2, die dwaas sê in sy hart, daar's geen God nie. Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak. Daar's niemand wat goed doen nie. Jesus sê vir die disippels in Matteus 15 vers 18, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die wat die mense onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. En wat Job vir sy kinders gedoen het, is dat hy die bose in sy kinders se harte gekonfronteer het. Hy het hulle uitgedaag deur sy eie persoonlike godsvrug, en ek glo dat hy hulle ook sagkens aangespoor het om met God te wandel die hele tyd. Jong mense hoor voortdurend hoe hulle ouers hulle waarsku teen sekere goed, nê. Moenie met daai kinders meng nie. Moenie daai TV-programme kyk nie. Moenie dit doen, want jou ouers probeer jou beskerm. Ons probeer ons kinders altyd beskerm. Hulle moet leer dat om God lief te hê vereis dat hulle sien dat die bose vanuit hulle harte na vore kom en dat hulle dit moet herken en dat hulle daarvan bekeer. En dan laastens sien ons dat Job 'n voorbeeld was as pa wat gereeld vir sy kinders gebid het. 'n Man wat gereeld vir sy kinders gebid het. Hy het geweet sy kinders doen soms dinge verkeerd. Sien in Job 1 vers 5 van sy voorbeeld as 'n pa vir sy kinders. Daar staan, na so 'n reeks partytjies, het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig. En vroeg in die môre het hy vir almal 'n brandoffer gebring, want, het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. En ons sien dis iets wat Job gereeld gedoen het. Hy het hulle laat reinig. In Job 1 vers 4 en 5 sien ons dat Job roetineoffers vir sy kinders gebring het. En op hierdie manier het hy volle verantwoordelikheid geneem as priester van die huis. As priester van die huis. Van sy gesin. En ons sien hier, dis sy gereelde gebruik gewees. Op 'n roetinebasis is Job voortdurend voor sy kinders om aan hulle die belangrikheid te demonstreer van die vrees van God en die afkeer van die kwaad. En
Robert Alden skryf in die New American Commentary, en ek het dit nou vertaal, daar staan, dit was Job se manier om sy kinders daaraan te herinner om te doen wat hulle doen met matigheid. 'n sagte, ouerlike aansporing in die rigting van 'n heilige lewe. Job is een van die beste voorbeelde in die skrif van 'n godvreesende vader. In die middel van die storie is 'n prentjie van 'n man wat God gevrees het, wat die kwaad vermy het en wat vir sy kinders gebid het. Mag ons as paas en oupas, potensiële paas en maas, leer uit hierdie 3 manne se lewens, as ons die Here vandag eer vir vaders. Amen. Here, dankie dat U op 'n baie eenvoudige manier vir ons deur die stories van manne in die Bybel, dat U vir ons leer wat U van ons as paas verwag, wat U van ons as ouers verwag. Here, dankie dat ons soms 'n gedeelte lees en dit nie eens raak sien nie, en dan kom U net soos vandag en U kom beklemtoon vir ons die belangrikheid daarvan om altyd te poog te strewe daarna om 'n pa te wees van goddelike karakter, 'n godvreesende pa, 'n godvreesende ma. Here, ek bid dat U elkeen van ons genadig sal wees, want Here, ons weet U staan altyd met oop arms en wag vir ons. Al draai ons soms ons rug op U. Al vermy ons nie altyd die kwaad nie. Dankie Here dat U vir ons Vader is, dat ons U kinders kan wees, dat ons boeties en sissies kan wees, wat mekaar aanspoor. Ek bid vandag vir elke huwelik wat hier verteenwoordig word, Here, en ek bid dat man en vrou mekaar sal aanmoedig en mekaar sal aanvul in hierdie taak van ouerskap, om vir ons kinders 'n voorbeeld te wees van godvreesende ouers. Mag U verheerlik word deur ons lewens. En Here, maak ons bewus van ons kinders wat soms standpunt inneem vir dit wat hulle in die ouerhuis geleer het. En ons besef dit nie eers nie. Van dit wat hulle leer wanneer hulle U woord lees. Vir kinders wat soms opstaan vir dit wat reg is. Wat opstaan teen dit wat onregverdig is. Ek bid dat U ons bewus sal maak daarvan en dat ons kinders sal ondersteun en bystaan, sodat ons as gesinne U kan verheerlik. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.